Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat jy saam met my op die gebedsarende program is, om saam met my te leer dat ons 'n verskil kan maak in Suid-Afrika. Ek is opgewonde oor die Vat Jou Dorp terug. Ons het nou al byeenkomste gehad in Gansbaai en in Ventersdorp. Ons het 'n aksieplan gestuur vir Volksrus. Ons het 'n aksieplan gestuur vir Sannieshof. En een van die dae gaan ons Victoria Wes toe om 'n impak en 'n verskil te maak, want die toekoms van ons dorpe is in die hande van die bidders. Maar vandag gaan ek met jou gesels oor die Heilige Gees, want as ons praat oor effektiewe gebed, want dit is my hele storie, is effektiewe gebed. Ons praat nie net oor bid nie. Ons praat oor effektiewe gebed wat 'n verskil maak in die geesrealm, wat die krag van die Here vrystel, en dis eintlik dan die krag van die Heilige Gees vrystel wanneer jy bid. Want dis die geheim. As jy verstaan hoe effektiewe gebed werk, jy bid tot die Vader in die naam van Jesus. So wanneer jy bid, onthou die Here se woord sê dat Jesus is ons intercessor. Die Here se woord sê, hy is aan die regterkant van die Vader, waar hy vir ons intree. Jesus is 'n bidder. En sy werk toe hy op die aarde was om te red. Maar sy werk in die hemel is om vir jou te bid. So wanneer jy bid, dan is dit eintlik Jesus wat daai gebed voor die Vader se troon bring, op grond van sy bloed. En dan word die krag van die Heilige Gees vrygestel om te laat gebeur wat jy bid. As jy daai prentjie kan sien en daai proses verstaan, sal jy baie meer effektief bid, met baie groter aggressie ook bid, ne? En met 'n determinasie bid, as jy weet, wanneer jy bid, dan bring Jesus daardie gebed voor die Vader, op grond van sy bloed, en die Vader, kan ek sê, gee die Heilige Gees toestemming, om met krag, daar word krag vrygestel, om in jou situasie te werk. Partykeer gebeur dit sommer baie vinnig, dat jy dan 'n deurbraak kry. Partykeer is daar ewige weerstand in die geesrealm, soos by Daniël, waarin dit hom 21 dae gevat het, met vas en gebed. So partykeer bid jy, en daar's 'n vinnige deurbraak. Partykeer moet jy vas en bid vir jou deurbraak. Partykeer moet jy middernag bid. Ek sê altyd, as jy bid en dan gebeur niks, beteken dit, doen nou iets anders. Jy kan nie aanhou bid soos jy bid en niks gebeur nie. Doen dan iets anders. Luister wat sê die Heilige Gees, en dan gehoorsaam jy wat die Heilige Gees sê. Ek het een keer gelees dat die definisie van malheid is, jy hou aan om dieselfde ding te doen, maar jy verwag 'n ander resultaat. So as jy net aanhou bid, en op dieselfde manier, en jy verwag dat daar dan 'n ander resultaat gaan wees, dan mis jy dit geheel en al. 'n Ou begin jou gebede soos wat jy het, en onthou, effektiewe gebed is altyd woordgebed. So jy kry 'n woord oor jou situasie, en dan vat jy die woord oor jou situasie, en jy maak daai woord 'n gebedskoel, 'n Heilige Gees missiel, en dan vuur jy dit met geloof af in die naam van Jesus. Dis hoe effektiewe gebed werk. Jy bid nie jou situasie en jou omstandighede nie, want dit is om 'n slagoffergebed te bid. Dit is nie oorwinning nie, dis nie geloof nie, maar as jy vanuit die belofte van die Here bid, maar partykeer het jy volharding nodig. Die profeet stuur vir sy diensknegt Gehasie op die berg en sê, sien jy iets? Want het was 'n tyd van droogte, ne? En dan het die profeet verklaar en gesê, die Here sê dit kom reën, maar daar gebeur nog niks. Dan stuur hy vir Gehasie op en sê, kyk, en hy sê, ek sien niks 7 keer. Dit praat van 'n seisoen. Dit gaan nie noodwendig oor die getal 7 nie. Dit gaan oor die tydperk wat nodig is totdat jy die deurbraak sien. 7 is mos 'n voltooide getal, want in 6 dae het die Here die aarde gemaak en op die 7de dag het hy gerus.
So, dit beteken daar is 'n proses in 'n gebed. Daar is 'n tydperk in 'n gebed. En dis die tydperk waarin jou geloof getoets word, om te kyk, staan jy op die beloftes van die Here? Dis 'n volhardende proses. En as hy die 7de keer die berig hoor van ek sien 'n wolkie so groot soos 'n man se vuis, dan laat weet hy vir die koning die reën kom. So jy moet kan luister wat sê die Heilige Gees. Die belangrikste element in effektiewe gebed is om te luister na die Heilige Gees. Want die Gees van die Here tree vir ons in, sê die woord, met onuitspreeklike sigtinge. So as Jesus 'n bidder is in die hemel, is die Heilige Gees die bidder in jou. Hoor jy dit? As Jesus die bidder in die hemel is, want hy het klaar sy werk op die aarde gedoen, is die Heilige Gees die bidder in jou, want hy doen nou sy werk in jou. Luister, wat sê die Heilige Gees? Kyk na die woord van die Here, en dan bid jy wat jy hoor met die Heilige Gees, en jy bid wat jy in die Here se woord sien. Hierdie is kritiek belangrike elemente in effektiewe gebed. So, dis dan uit die aard van die saak so belangrik, dat jy gedoop sal wees in die Heilige Gees met die spreek in tale as jy effektief wil bid. Dis nie opsioneel nie, jy het nie 'n keuse nie. As jy effektief wil bid, moet jy vol wees van die Heilige Gees. Daar moet 'n intieme verhouding wees tussen jou en die Heilige Gees. So, kom vir 'n oomblik gaan ons vandag se program gebruik om daarna te kyk. Lukas 24 vers 49. En kyk, dis Jesus aan die woord. Ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Dit is die vermiste bestanddeel in effektiewe gebed. Dit is die vermiste bestanddeel in die kerk, wil ek amper sê. Dit is die vermiste bestanddeel in baie kinders van die Here se lewens. Baie sê hulle die Here aangeneem, maar hulle lewens verander nie. Baie sê hulle die Here aangeneem, maar hulle sukkel, kan nie hierdie ding los nie, en kan nie daai ding los nie, en kry nie oorwinning hieroor nie, en kry nie oorwinning daaroor nie. Die antwoord is, die vermiste bestanddeel is die krag van die Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees ontbreek. 'n Kerk sonder die Heilige Gees is maar net godsdiens. Reinhard Bonker het so mooi gesê toe hy sê, Christianity is supernatural or it is nothing. As ek rondbeweeg en ek bedien in gemeentes, dan sien ek daai vermiste bestanddeel. Party het baie mooi kerkgeboue, party het die beste orkeste en die beste media en klank en so baie mooi dinge, maar ek mis die krag. Die vermiste bestanddeel is die krag. Ek wil sê in baie Pinksterkerke mis ek die krag van die Heilige Gees, en baie Pinkstergelowiges mis ek die krag van die Heilige Gees. Ons het hom uitgerangeer. Ons kan partykeer baie mooi kerk hou sonder die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie 'n opsie nie. Hy is alles. Alle lewe kom uit hom uit. Alle krag kom uit hom uit. Jesus het gesê, ek stuur vir julle die Heilige Gees. Hy is my helper, hy is my lewensredder, hy is my wildlife guide, want die Here se woord sê die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan verslind. Sonder hom sal jy dit nie reg kry om vir die Here te lewe nie. Jy sal sukkel, jy sal 'n lewe van opstaan en val en opstaan lewe. Jy sal nie staande bly in gevegte nie. Jy sal verkeerde besluite neem en jy sal verkeerde keuses maak. Dis hoekom, voordat Jesus sy disippels uitstuur om sy werk te gaan doen, sê in Handeling 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En daai versie het my net weer aangegryp. Voor hulle kon begin in hulle bediening, voordat hulle kon uitgaan in die naam van die Here, sê Handeling 1 vers 8, julle sal
krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Nou, kom ek toets jou gou. Wat beteken en julle sal my getuies wees? En ek dink die meeste mense sal sê, wel, ek gaan uit, ek vertel van die Here, of ek praat oor die Here, ek getuig van die Here. Maar dis nie wat daar staan nie. Hy sê, julle sal krag ontvang. En wanneer julle krag ontvang, dan gaan daar goed met julle gebeur en dit is die getuienis. Dis hoe ek dit het. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en die krag breek kettinge. Die krag breek bande. Die krag maak my vry. Die krag bring my in oorwinning. Die krag hou my kalm in 'n storm en daai word my getuienis vir 'n wêreld dat die Here in beheer is van my lewe. Dan getuig ek van Jesus Christus. Maar as ek nie staande bly in die storm nie, wat se getuienis is dit? As ek nie in oorwinning kan lewe nie, wat se getuienis is dit? So sal jy die Here se getuie wees as jou lewe verander het. As jou lewe vrug dra tot eer van die Here. Iemand sê dit so mooi, the Holy Spirit was not given for comfort, but for conquest. Die Gees van die Here kom om jou te bemagtig. Die Gees van die Here kom om vir jou krag te gee. Dis nie net om jou te seën nie, dis om jou toe te rus. Dis waarom as jy dan nie beskikbaar is dat die Here jou kan gebruik nie, hoekom sal hy vir jou krag gee? As jy net sit en niks vir die Here doen nie, hoekom sal hy vir jou krag gee? Saam met die krag kom die verantwoordelikheid dat ek nou hierdie krag tot eer van die Here sal gebruik. Weet jy, as jy aanmeld en sê Here gebruik my, weet jy wat gebeur eerste? Hoor jy? Het ek jou aandag? Jy sê Here, gebruik my. Weet jy hoe dit gaan gebeur? Die Heilige Gees begin eers om jou te verander. Hy begin jou verander. Sonder die Heilige Gees is die kerk tradisie in plaas van transformasie. Sonder die Heilige Gees is die kerk godsdienst in plaas van verhouding. Maar as die Gees van die Here oorneem, is daar 'n totale verandering in jou. Want jy is die uitstalvenster van die krag van die evangelie. Jy is die lewende brief wat die wêreld moet lees van die reddende krag wat daar is in die bloed van Jesus Christus. As die Heilige Gees oorneem, is daar totale verandering. Jy dink anders, jy praat anders, jy lewe anders, jy bid anders. Jy het 'n boldness wat jy nie gehad het nie. Jy het 'n geestelike honger wat jy nie gehad het nie. Jy het 'n honger vir die Here se woord, jy het 'n honger vir gebed. Jou attitude verander, jou gesindheid verander. En dit stel krag vry. Dis eers vrug dan krag. Die vrug van die Heilige Gees wat in jou lewe is, Galasiërs 5 vers 22, aktiveer die krag. Niks anders nie. Die vrug aktiveer die krag. Baie wag om die krag te voel. Maar die krag van die Heilige Gees is soos elektrisiteit. En dan praat ek nie van die Eskom krag, waarvan jy dalk nie seker is nie. Ek praat van solar energy, want Maleagi 4 vers 2 sê, hy is die son van geregtigheid. Jesus is die son van geregtigheid, wat die krag stuur na die inverter wat die Heilige Gees is. Die inverter sit die krag om sodat ek dit kan hanteer en ek is die battery en ek stoor daai krag vir die oomblik as dit nodig is, dan kan daai krag geaktiveer word. As jy so daarna kan kyk, gaan jou lewe verander. So, kom ons wees 'n bietjie 'n slag eerlik met onsself. Jy weet mos nou, as jy na my program kyk, ons skiet reguit. Ons loop nie draaie nie. Ons trek nie mooi rokkies aan nie. Baie ken kerk, maar nie die krag nie. Baie ken mooi liedjies, maar geen vuur nie. Jy kan gered wees en nog steeds kragteloos wees. Jy kan gered wees en nog steeds voel jy, maar ek is so ver van die Here af. Jy kan gered wees en steeds lewe jy nie in oorwinning nie. Jy kan gered wees en jy het nie vrede nie. Dit verander die oomblik as jy vir die Heilige Gees sê, neem totale beheer van my lewe. Maak my u instrument van verandering. Maak my die kanaal waardeur u werk. En as jy kragteloos voel en droog voel en leeg voel, dan kan jy daai eenvoudige gebed bid en in daardie oomblik sal kettinge breek en bindinge vernietig word.
as die krag van die Here vrygestel word in jou lewe. So, kan ek jou weer nog 'n reguit vraag vra. Baie kinders van die Here voel ontevrede met hulle huidige geestelike toestand. Baie sê, daar moet meer wees. So ek vra jou, daar waar jy op die oomblik in jou verhouding met die Here is dit vir jou oukei? Of dink jy, daar moet meer wees? Ek het nie die volheid wat die Here vir my wil gee nie, ek is nie naby nie. Baie begeer om meer vir die Here te doen, maar dit bly net 'n begeerte. Ek glo, ons is in hierdie land aan die begin van die grootste beweging van die Heilige Gees wat hierdie land nog ooit gesien het. Ek sien alreeds die eerste tekens daarvan. En as jy wat nou na my kyk, nie 'n toeskouer wil wees nie, maar jy wil deelnemer wees, dan moet jy na die handboek gaan kyk vir die beweging van die Here, die boek van Handelinge. Werk deur die boek van Handelinge. Maak 'n studie van die boek van Handelinge. Kyk hoe werk die Heilige Gees. Kyk hoe werk die Heilige Gees deur mense. Jy vra, waarom? Hoekom het ons die Heilige Gees nodig? Want jy kan nie hierdie wêreld impakteer, jou stukkie wêreld impakteer in jou eie krag nie. Jy gaan dit nie doen sonder die Heilige Gees, want onthou die Here se woord sê, hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hoe kom ons daar? Kan ek jou vir 'n oomblik soontoe vat? Hoe kom ons daar in Handelinge hoofstuk 1? So kom ons vat sommer vandag Handelinge hoofstuk 1. Hoe kom ek daar? As ek sien in Handeling 1 vers 2 sê hy, en toe op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Jesus het deur die Heilige Gees aan hulle bevele gegee. Verstaan jy die impak hiervan? Jesus het deur die Heilige Gees aan hulle bevele gegee. Luister na die Heilige Gees. Luister na die Heilige Gees. Vers 4, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Ken Jesus se stem. Leer hoe Jesus se stem klink. Luister na die stem. Maar julle sal, dis nou vers 8, krag ontvang. En daai woordjie ontvang in Hebreëus is an act of receiving. Dis soos om 'n pakkie van Takealot wat by jou hek kom en jy word geroep om die pakkie te kom haal en jy ontvang wat jy gekry het. As jy in jou huis bly sit, gaan jy hom nie in besit neem nie. Hoor jy my? Die Gees van die Here is 'n gawe, is 'n geskenk wat God vir jou gee, maar jy moet dit ontvang. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En daardie woordjie wanneer die Heilige Gees oor julle kom is his presence, his person, his fruit. En wat sal gebeur? Hy sal julle krag gee. Hy sal julle krag gee sodat julle effektief kan bid. Hy sal julle krag gee sodat julle effektief kan lewe. Hy sal julle krag gee sodat julle die Here se getuie kan wees. So dis duidelik julle. Net 'n bediening van krag sal 'n impak op ons wêreld maak. Veral met sosiale media en Facebook en YouTube en al die ouens wat preek daar van hulle bakkies se voorste sitplek af en uit hulle sitkamers uit en waar en niet oral. Enige ding word in die naam van die Here verkondig. Maar kom ek sê jou wat, net die krag van die Heilige Gees sal 'n impak op hierdie wêreld maak. Baie predikante, pastore gebruik kunsmatige intelligensie om hulle preke vir hulle uit te werk. Dit kan nie krag gee nie. Dit kan niemand red nie. Dit kan nie 'n sieke gesond maak nie. So, die doping in die Heilige Gees is die kragtigste, mees lewensveranderende ervaring wat 'n kind van die Here kan hê, moet hê. Ek dink as jy jou lewe vir die Here gee, nou kan die duiwel mos jou nou nie meer uit die hemel uithou nie. As jy jou lewe vir die Here gee, is dit die duiwel se hoofmissie om jou kragteloos te hou. Dis hoekom baie mense ophou bid, want dit is kragteloos.
Dis hoekom baie mense sê, bid help nie, want dis kragteloos. So die duiwel weet nou, okay, jy het nou jou hart vir die Here gegee, solank jou lewe nou net nie verander nie. En dis waarom hy jou wil weghou van die Heilige Gees. Net die krag van die Heilige Gees kan jou lewe verander. Net die Heilige Gees. En ek sê weer, kan ek dit weer 'n slag sê, jy kan gered wees, jy kan kerk bywoon, jy kan glo, maar steeds nie in die krag van die Heilige Gees lewe nie. Maar hoor nou, Jesus het nie net gekom om jou te red nie, hy het gekom om jou vol te maak met sy Heilige Gees, om jou krag te gee sodat jou lewe kan verander. Die krag van die Heilige Gees. As ons nou na Handelinge 2 toe gaan, is jy by my nog? Handelinge 2, jy weet mos nou, as jy my program kyk jong, moet jy 'n boek hê, en jy moet 'n joernaal hê, jy moet 'n pen hê, jy moet 'n highlighter hê, jy moet jou Bybel oop hê. Handelinge 2 vers 1 tot 4. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar is 'n groot geheim, want ek hoor selfs Pinksterkerke sê, die spreek in tale is nie meer nodig nie. Dit is nie noodwendig die eerste teken dat jy vervul is met die Heilige Gees nie. Waarom sal jy tog nou in 2026 in tale wil praat? Maar hulle verstaan nie, tale is 'n geestelike wapen. Tale is een van die magtigste wapens wat jy het in geestelike oorlogvoering, want as jy in tale bid, bid jy in die perfekte wil van die Here. Jy bid die woord van God oor 'n situasie. Jy bid die wil van die Here oor 'n situasie, en die duiwel kan niks daarvan verstaan nie, hy kan dit nie steel nie. Hy kan nie staan en sê, ja, maar hy het dit en dit gedoen, en daarom kan nie hierdie gebed antwoord nie. Tale is die heel magtigste wapen wat jy het in geestelike oorlogvoering. Tale bid is die mees effektiewe manier van bid wat jy kan hê. Daarom is die uitstorting van die Heilige Gees met die spreek in tale 'n hemelse inval op die aarde wat die wêreld vir altyd geïmpakteer en vir altyd verander het. Ek wil jou uitnooi as jy nog nie gedoop is in die Heilige Gees nie. Die voorwaarde is jy moet gered wees. Jy moet jou hart en jou lewe vir die Here gegee het. Dan is die voorwaarde in Handelinge 2, jy moet gedoop wees in water. Handelinge 2 vers 38 en 39. Jy moet gedoop wees in water, en dan sal jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. So as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, doen dit nou. As jy nog nie gedoop in water is nie, doen dit so gou as moontlik, en vertrou die Here dan, dat hy vir jou die gawe van die Heilige Gees sal gee, waarvan die eerste teken die spreek in tale sal wees. Die Here seën jou.